Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord die seëngroet van die Here deur om saam te sing as 'n lofsang, Psalm 66. Psalm 66 sing ons die eerste en die tweede vers. Psalm 66 vers 1 en vers 2. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Gesang 43. U kan die volgende gesang is Gesang 42, kan u ook maar net so in gedagte hou. Gesang 43 gaan ons na die wet van die Here sing, vers 1 en vers 2, en dan sal ons weer Gesang 42, vers 1, 2 en 3 sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het. Gesang 43 vers 1 en 2 na die wet en Gesang 42 vers 1, 2 en 3 na die geloofsbelijdenis. Broers en susters, kom ons luister dan nou met die nodige ontzag na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus dit vir ons opgesom het in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Vader wat alles gemaak het, Heer aan die Seun ons verlosser en vriend. Heer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie enig ons lof en ons lief. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Heiland, aan U al ons dank en aanbidding. U het kom soek, ons van sondes gered. Deur U verdienste kom ons na U Vader, hoor Hy sy kinders geliefd en gebed. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om U gehoorsame kinders te wees. Broers en susters, ons sing Heiland, aan U al ons dank en aanbidding. Weet U hoekom ons dit sê? Die volgende lyntjie sê, want U het kom soek en ons van sonde gered. En dit is die waarheid wanneer ons na die wet van die Here luister. As ons naaste nie so lief het soos onsself nie, die Here ons God nie met alles lief het wat ons het nie, dan leer die woord van die Here vir ons, die Here het ons kom soek en ons gered en ons van sondes gereinig deur Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en uit die doodheid opgestaan het. En as ons glo en bely dat hy ons verlosser en saligmaker is, dan is ons verlostes in die naam van die Here. Maar elke een wat daardie genade verwerp en die Here nie erken as sy verlosser en saligmaker nie, staan self voor die Here en hy sal die loon van die sonde moet self dra. En in Romeine 6 vers 23 staan daar wat daardie loon is. Daar staan, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En omdat ons weet dat ons hierdie genadegawe van hom ontvang het, kom ons bely dan ons ongetwyfelde Christelike geloof in die woorde van die 12 artikels, en elke een wat dit glo, spreek die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van in die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Van die Vader verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar
loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Daar kom uit genade ons sondes versoen, dat ons God vrymoedig ons Vader kan noem. Ons aanbidden ons Vader, ons lief, is nietige klanke deur kinders gebied. Doch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade ons sondes versoen, dat ons God vrymoedig ons Vader kan noem. Die woord van die Here gaan vanmôre tot ons spreek vanuit 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot 11. Nou ons het die afgelope Paasnaweek het ons na verdrukking gekyk en hoe ons dit ook ervaar vanuit Petrus, en nou kyk ons so 'n bietjie na 2 Korintiërs wat ook so nog met hierdie tema verder gaan. Nou, ons gaan saam lees 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot 11. Die teksvers van die preek vanmôre gaan die 3de vers wees. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, groot en heilig is U naam, onbeskryflik is die glans van U majesteit. Ons staan voor U as U knegte volmaak en vry in U woord. Dat ons kan weet, dat maak nie saak wat in hierdie wêreld, in ons land of waar ook al gebeur nie, ons voor U staan as verlostes, maak nie saak of ons met kettinge gebind of ons monde toegeplak is nie. In U woord is ons altyd vry, in U verlossing is ons altyd genees. Lei ons deur U groot genade, dat ons sal besef dat ons nie vanoggend hier is vir dalk die redes waarvoor ons gekom het nie, maar ons is hier omdat U ons geroep het. Elke persoon hier het gekom omdat U met hulle wil spreek. Daarom vra ons U, spreek met ons en laat ons wat U diensknegte en diensmaagde is, luister na U stem. Dat ons U woord sal ken en ons harte sal bewaar en so sal uitleef. Lei ons in die genade dat ons U evangelie sal verkondig waar ons ook al gaan. Gee ons wat ons nodig het en ons sal doen wat U van ons vra. Dankie dat ons hierdie afgelope vakansie en die lang naweek die wonderlike boodskap van Paasfees kon herdenk, waar ons op Vrydag kon nagmaal gebruik en dat ons kon sien hoe U liefde ook vir ons sigbaar word. Laat ons getuig van daardie liefde en U evangelie uitdra. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam in 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3.
Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar, of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. Dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons self aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het al selfs by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dode opwek. Want, of wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksvers, vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, was u al ooit moedeloos? Ek is seker almal van ons het al op 'n tyd gekom wat ons so geweldig moedeloos was en mense probeer ons troos, ons moet in praat. Soms werk dit nie. Maar wie dink u sal u die beste kan troos? Kom ek stel dit vir u so. Kom ek stel u is siek en u is moedeloos oor die siekte en dan kom mense om u te troos. Watter van die volgende persone dink u sal u die meeste troos? Iemand wat vir u kom vertroos en vir u sê, wees dapper, wees sterk, en ons dink aan jou. Of iemand wat na jou toe kom en presies dieselfde siekte as jy gehad het, en vir jou sê, ek is genees, en ek kan vir jou daar dieselfde genesing bring. Of ek kan vir jou ten minste sê, hoe om genees te word. Wel, die ander onseker dalk bietjie moed sal gee, sal as iemand na ons kom en vir my sê, dat ek het dieselfde as jy gehad en ek is genees en jy kan daar ook daardie genesing kry. Seker vir my die beste bemoediging gee, die grootste hoop van almal. Nou, hierdie gemeente in Korintiërs, waarvan ons lees, het sulke vertroosting nodig gehad. Nou, hierdie Korinte was soos enige ander gemeente van daardie tyd gewees. Hulle het swaar gekry, hulle was nes die ander gemeente deur die Jode vervolg gewees, daar was baie dwaalleraars tussen hulle gewees, baie mense wat goeters vertel het, wat nie ooreengestem het met die woord van die Here nie, en hulle het hulle lewens baie swaar gemaak, sodat hierdie gemeente naderhand nie meer geweet het waar hulle vertroosting is nie. En bo dit alles, nadat die wêreld hulle so laat swaar kyk het, was daar tussen hierdie gemeente 'n miskommunikasie tussen hulle en Paulus gewees. Nou tussen hulle en Paulus, hulle het op 'n stadium verstaan dat Paulus op pad is na hulle toe.
Hulle het verstaan dat hy met een van sy sendingreise by Korintiërs gaan aanstop, en Paulus het dit nooit gesê nie, maar jy weet mos nou maar, hulle het nou nie die tegnologie gehad wat ons vandag was nie, daar was duisende kilometers tussen hulle en Paulus, en so 'n miskommunikasie kan maklik gebeur dat daar 'n misverstand is. Jy kan self dink met vandag se selfoontegnologie wat kommunikasie so maklik maak, hoe maklik gebeur miskommunikasie daarmee. Jy kan net vir 'n oue verkeerde gesiggie stuur aan sy kwaad vir jou. En in daai tyd was dit nog baie erger as vandag. So, daar was 'n miskommunikasie gewees, en hulle het vir 'n tyd gewag vir Paulus om te kom, want onthou, daarso het hulle nie verwag Paulus gaan môre kom nie. Hulle weet, met die reis van daardie tyd, hoe hulle gereis het dit beteken, hulle het vir 'n paar maande vir Paulus gewag om te kom. En Paulus het nie gekom. Want daar was 'n miskommunikasie, hy was nooit op pad na hulle toe. En so was hierdie gemeente baie teleurgesteld in Paulus, soveel so dat hulle begin twyfel het in die betroubaarheid van Paulus. Hulle het begin dink, hy is nie betroubaar nie, want hy het dan gesê, hy gaan kom, en hy het nie gekom nie, so hy kan onbetroubaar wees. En soveel so, dat die dwaalleraars in die omgewing hierdie geleentheid aangegryp het, om nie net Paulus se geloofwaardigheid in twyfel te trek nie, maar die hele geloofwaardigheid van dit wat Paulus hulle geleer het. Met ander woorde, hulle het vir hulle kom sê, maar as Paulus vir julle gejok het dat hy hiernatoe kom, oor wat het hy nie nog vir julle gejok? En so het hulle alles wat Paulus geleer het in twyfel vertrek. En as ons in ag neem dat omtrent alles wat hierdie gemeente weet vir hulle deur Paulus geleer was, beteken dit hulle het nie 'n stukkie van die evangelie in twyfel getrek nie. Hulle het alles wat hulle van die evangelie geweet het begin in twyfel trek. Hulle was nie meer seker wat hulle kan glo en wat nie. En so kom die mense, of die dwaalleraars, en trek dit in twyfel of dit die moeite werd is. En hulle vra vir hulle, nou as julle so onseker is oor wat julle kan glo van Paulus en nie kan glo nie, is dit dan nou regtig nog die moeite werd om so swaar te kry? Want onthou, hierdie gemeente word vervolg, hulle word verdruk, hulle word verneder, hulle word bespot, hulle word uit die sinagoges uitgewerp, hulle word as verraaiers geklassifiseer. En nou vra hierdie mense vir hulle, maar as julle nie eers kan glo wat Paulus gesê het nie, is dit nog die moeite werd om hierdie dinge te verduur wat Paulus julle geleer het? En daarom in reaksie op hierdie gebeure het Paulus die brief 2 Korintiërs aan die gemeente in Korintiërs geskryf om hierdie dinge reg te stel. En so kom hy en hy begin om hierdie gemeente weer van nuut af te bemoedig oor die swaar tyd wat hulle deurmaak. Hy herinner hulle aan die groot verdrukking wat hy en sy medebroeders in Asië deurgemaak het. Hoe hulle self vir hulle lewens gevrees het. En so wys hy vir die gemeente, dis nie net hulle wat swaar kry nie. As hulle wonder of Paulus die waarheid praat of nie, wie beter weet dit as Paulus of hy die waarheid praat of nie? En hy sê vir hulle, kyk na my lewe, ek word net soos julle verdruk. In Klein-Asië was ons almal daar wat daar was, so erg verdruk, hy sê bo ons vermoë verdruk. Ons het so swaar gekry dat ons in ons lewens gewanhoop het. As dit alleen was wat hy verkondig het, dan kon hy self mos baie maklik gesê het, maar wat baat dit nog om swaar te kry ter wille van hierdie woord? Maar hy weet dit is die waarheid. Hy weet hy jok nie vir die mense nie. Hy weet hy vertel die waarheid. Daarom het hy sterk gestaan in die geloof, want hy kon nie anders nie. Hy kon nie die waarheid verloon nie. En so wys hy vir die gemeente dat hy net soos hulle swaar kry. En dat hy net soos hulle vir die woord van God vervolg word. Hulle staan nie alleen in hierdie dinge nie. Want soos wat hulle swaar tye beleef het, so het Paulus en al die ander apostels ook die verdrukking beleef, en nog selfs meer as wat hulle beleef het.
Maar die belangrike ding wat Paulus vir hulle sê oor hierdie verdrukking, hulle het genesing gevind. Hulle is verdruk tot bo hulle vermoë, hulle het swaar gekry tot bo hulle vermoë, en ons kan dit deurbring na verskillende vlakke van die lewe toe. Ons het, 'n mens was hartseer tot bo jou vermoë, mens het bekommer tot bo jou vermoë, en dan sê Paulus, maar ek is daardeur. Tot bo my vermoë ook. En so kom leer Paulus hulle, maar daar is vir daardie seer kry, vir daardie hartseer, vir daardie moeilike tyd, is daar genesing. Soos ek in die begin gesê het, wie kan 'n mens die meeste bemoedig? Iemand wat sê, ek kry jou jammer en ek wil jou bemoedig, en wat met die beste bedoelings kom. Of iemand wat vir jou sê, ek is deur waardeur jy was, en ek is genees, en ek weet hoe kan jy genees word. En nou sê Paulus vir hulle, ek is deur waardeur julle was, nog erger as waardeur julle was. En hy is genees, en hy weet ook waar vir hulle genesing is. Want soos hulle die swaar tye beleef het, so het hy dit beleef. Maar wat is hierdie vertroosting wat Paulus vir hulle bring? Nou broers en susters, kom ek stel dit so. Hierdie vertroosting wat hy vir hulle bring, dat hy daardeur is nie eintlik die vertroosting. Dis eintlik maar net om te sê, ek weet waardeur julle gaan, maar daar's iets groters en beters. Want Paulus kom na die gemeente en herinner hulle dat dit net hy is, wat dit nie hy is, wat die pad van swaar kry gestap het. Paulus sê, ja, hy is daardeur, en hulle kan na sy lewe kyk, maar eintlik is dit nie nodig eers dat hulle na sy lewe kyk. Hulle moet verder verby hom kyk, hulle moet hom nie eers raak sien nie. Die woord van die Here sê vir ons moet minder raak, en die Here moet meer raak, en 'n mens kan dit amper hierso sien, dat Paulus vir hulle leer, maar kyk verby. Want die pad van swaar kry wat gestap is, Paulus was nie die eerste een nie, hy was eintlik nie eerste een wat dit werklik gestap het nie. En al die apostels kan saam met hom getuig van daardie weg. Want Paulus vertel die gemeente dat hulle nie net verdrukking ervaar het nie, maar hy vertel hoe hy en die broeders verdrukking ervaar het, en hulle selfs hulle lewens gevrees het. En hoe elke Christen altyd sal oorleef wanneer hy die verdrukking ervaar. Hy vertel hulle, hierdie genesing is nie net vir die apostels nie, is nie net vir die gemeente in Korintiërs nie, dit is vir almal. Hulle het aan hulle lewens gewanhoop. Nou jy kan dink, baie van ons was al baie hartseer daar. Ons was al baie moedeloos gewees, maar hoeveel van ons was al so moedeloos dat ons aan ons lewens gewanhoop het? Nou daarso is dalk bietjie minder van ons wat dit kan sê, dat ek al so moedeloos was dat ek in my lewe gewanhoop het. En dan sê Paulus, maar ons genesing is nie uit onsself nie. Want Jesus Christus, of laat ek dit so stel, 'n mens kan maak soos wat Paulus hier in die begin gemaak het. 'n Mens kan sê, 'n mens moet sterk staan en swaar kry, want daar is altyd iemand anders wat swaarder as jy kry. En dit is die waarheid, daar is altyd iemand anders wat swaarder as jy kry. Maar dit is nog so 'n klein bietjie bemoediging, en dit is nog nie die krag van die boodskap wat Paulus bring. Want jy sien, as ons kyk, wie kry swaarder as ons? Kom ons sê, daar is iemand wat swaarder kry as ons, daar is baie mense wat swaarder as ons kry. En ons soek die persoon in die wêreld wat die swaarste kry, en ons kry hom. Kan ons vir hom daai boodskap bring? En die boodskap kom beslis, ja. Daar is iemand met wie dit swaarder gaan as die persoon in hierdie wêreld met wie dit die swaarste gaan. Of swaarder gegaan het ten minste. Wie is dit? Die evangelie van God leer ons, daardie persoon is Jesus Christus. Wie het erger smarte gelei as wat hy aan die kruis gelei het? Wie het die pad swaarder gehad as hy? Die beste van alles, ons verdien dit wat ons oorkom. Ons is sondaars, ons is
Nietige mense wat nie na die Here luister nie, wat nie doen wat die Here vra nie. Ons verdien alles wat sleg gebeur, want ons doen niks wat iets goeds verdien nie. Ons beste dade is deur sonde deurvlek. So met ander woorde, selfs die goeie dinge wat ons doen ons uit sonde uit. So ons verdien dat die slegte dinge met ons gebeur. Maar Jesus Christus het na die aarde toe gekom, die slegste ding wat nog ooit op hierdie aarde gebeur het. Met ander woorde, daar was nog nooit 'n slegter ding nie. Daar sal nog nooit weer 'n slegter ding wees wat met hom gebeur het nie. Die slegste swaar kry het hom getref. Hy het die volle toorn van God ontvang. Kom ek sê dit vir julle so. God haat die sonde. Die Bybel verklaar dit vir ons duidelik. God haat die sonde. Jesus Christus het vir al die mense se sondes aan die kruis gesterf. En God het al sy straf vir die sonde van die ganse wêreld op daardie oomblik op Jesus Christus op homself neergebring. Nou as u dink wat die Bybel vir ons leer, wat God se verhouding teenoor die sonde is, hy haat dit. Wat se geweldige swaar kry, wat se geweldige straf, wat se geweldige oomblik sal dit nie wees as God in die kwessie van 'n dag, die tyd wat Jesus Christus aan die kruis gehang het, al sy straf vir daardie sonde wat hy haat, op een persoon neerbring. Wie kan dit oorleef? Geen mens op hierdie aarde nie. Die enigste een wat dit ooit sal kan oorleef, wat daardie straf kan hanteer, is God self. Dis hoekom God in die vorm van die Seun na die aarde toe gekom het, om homself hier te stel om daardie straf vir ons te dra. So koop hy ons vry. Ons dink altyd hy koop ons vry van die duiwel, tegnies is dit reg, maar hy koop ons vry van die haat, vry van die sonde, vry van dit wat God haat, sodat wanneer God vir ons kyk, is ons nie meer die een wat daardie haat van God simboliseer nie. Met die kruisiging en opstanding van Jesus het die simbool van haat, van God se haat op hierdie aarde, het God dit kom verander en hy het elkeen van ons 'n simbool van sy liefde gemaak. Is dit nie 'n wonderlike boodskap wat hy hierso gee vir ons nie? Ons kry swaar. Ons het verdrukking, mense kom verneder ons. Die mense in Korintiërs het swaar gekry, hulle het nie geweet wat om te doen nie. Nou kom word ons daaraan herinner. Ons is veronderstel om die simbool van God se haat te wees. Maar God het die wêreld so lief gehad. God het nooit die mens gehaat nie, hy het die sonde gehad. Sodat hy ons van 'n simbool van haat verander het na 'n mens kan eintlik sê 'n beeld van sy liefde, want God het in die begin Adam en Eva volgens sy beeld gemaak. Daardie beeld was nie 'n beeld van haat soos wat die sonde dit gemaak het nie. Maar volgens sy beeld kom maak hy ons weer reg sodat ons 'n beeld van God se liefde is. En weet jy wat? Is nog die beste nuus van dit alles. Nadat Jesus Christus al daardie straf en al daardie sondes van die wêreld op een oomblik ontvang het, en hy sterf aan die kruis en hy word in die graf neergelê. Die wonderlikste van dit alles is hy het nie daar gebly nie. Wat sou 'n dooie Messias ons gehelp het? Heeltemal niks. Net nog een wat gesterf het as gevolg van hierdie sondige wêreld. Maar hy oorwin die dood. Hy betaal die sondes. En nie net maak hy homself vry van die dood nie, maar elkeen van ons saam met hom. En daar gebeur die verandering, die wedergeboorte. Soos wat hy uit die dood uit opstaan en nie sonder die sonde van die mensdom staan. So verlos hy ons en wek elkeen van ons uit die dood uit, sodat ons voor God kan staan as 'n simbool van sy liefde, as sy kinders. Maar die goeie nuus het nog steeds nie gestop nie. Die evangelie wat Paulus
vir die gemeente in Korintiërs verkondig en hulle weer aan herinner gaan verder. Die goeie nuus raak nog meer. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy vir 40 dae lank hier op die aarde gewandel, om die apostels juis hiermee te bemoedig, dat hy het opgestaan. Hy het nie net opgestaan in die hemel toe gegaan en ons laat wonder het hy regtig opgestaan nie. Vir 40 dae lank het hy hier op die aarde ons bevestig dat hy het werklik opgestaan. Vlees en bloed. Die apostels kon aan hom vat, hy het geëet saam met hulle, hy was nie 'n gees of 'n spook nie. Hy het liggaamlik uit die dood uit opgestaan. En so het hy die pad voor ons gestap, tot by die ewige lewe. En so stap ons elkeen, nie die pad soos Jesus Christus dit gestap het nie. Nie die pad soos Petrus of Paulus of die apostels dit gestap het nie. Maar as ek sê in die voetspore is dit nog steeds nie genoeg nie, maar saam met Jesus Christus. Hy stap hierdie pad en mens kan sê, hy dra ons as te ware op hierdie pad. En dit is wat Paulus nou vir hulle kom sê, ek het hierdie pad geloop, maar dis nie ek nie. Dis Jesus Christus wat my deur daardie swaar kry gekry het, toe ek in my lewe gewanhoop het. Hy sal julle ook deur hierdie swaar kry, al wanhoop julle aan julle lewe. En die rede hoekom dit soms gebeur dat ons swaar kry, sê Paulus, dit toe ons daar swaar gekry het, het ons geleer om op die Here te vertrou, nie op onsself nie, want ons het aan ons eie lewe gewanhoop, maar ons het nie, sodat ons net op God kon staatmaak. Ons eie lewens kon ons nie red nie, maar God kon ons lewens red. En hy sê vir hulle, jou eie lewe kan jy nie red nie, net God kan jou lewe red. Moenie op jouself probeer staatmaak om daardeur te gaan. Wat jou verdrukking ook al is, of dit bespotting is omdat jy kind van die Here is, of dit bespotting is omdat jy getrou is aan die Here, maak nie saak wat nie. Of dit hartseer is. Want onthou, alle swaar kry in hierdie wêreld het sy oorsprong in die sonde. Beteken nie dis jou sonde nie, maar die sonde in die algemeen. Alle swaar. So met ander woorde, enige ding wat jou swaar laat kry, is verdrukking. Enige ding wat jou hartseer maak, is verdrukking. Dis iets wat probeer om jou weg te vat van die Here, selfs nog meer die dood. Maar die Here het die dood oorwin. Hy het al daardie verdrukkinge oorwin. En so stap ons daardie pad wat Jesus stap. Dieselfde pad van die apostels, dieselfde pad van die gemeente in Korintiërs. Ons kan nie daardie pad self stap nie. As ons op ons eie probeer om daai pad te stap, gaan ons val, ons gaan struikel, ons gaan verdwaal, ons gaan alle dinge oorkom. Maar as God met jou daardie pad stap, Jesus met jou daardie pad stap deur die werking van die Heilige Gees, dan sal jy weet waarom te gaan. Dan sal hy vir jou sê, selfs al wanhoop jy in jou lewe, het jy nie nodig om te wanhoop aan jou lewe nie, want God is met jou. Jy sal nie moeg raak nie, jy sal nie mat raak nie, want hy vertroos jou. So stap ons baie maal die pad van swaar kry. En dit is maklik om hierdie woorde vir die bemoediging van Jesus se kruisiging en opstanding te vergeet. Maar broers en susters, elke keer as ons swaar kry, stap ons dieselfde pad as Jesus Christus. Die pad wat hy namens ons gestap het. En so, weet jy wat sou die gevolg gewees het van swaar kry? As Jesus Christus nie eers daardie pad van swaar kry gestap het en hom eintlik oorwin het nie. Weet jy wat sou die gevolg gewees het? Dit sou beteken dat daai pad sou nooit 'n einde gehad het. Ons sou swaar gekry het en nooit sou daar goeie tyd gewees het. Maar nou kom die vertroosting en sê, stap die pad van swaar kry in Jesus Christus. Want hy bring 'n einde aan daardie pad. Hy bring genesing. En dis wat Paulus sê, ons was net soos julle swaar. Het ons swaar gekry. Ons het net soos julle aan ons lewens gewanhoop, ons was dood. Maar die Here Jesus het ons gered uit die dood uit. En so bring hy vir elkeen van ons. Ons almal het swaar kry. Paulus kom sê nie vir ons, hy voel met ons nie.
Hy sê vir ons, hy is deur dieselfde. Hy het aan sy lewe gewanhoop. Nie uit sy eie krag is hy daar uit nie, maar Jesus Christus het hom genees. En as jy vandag dalk voel dat jy aan die lewe wanhoop, as jy dalk bekommerd is, of eendag, of in die verlede. Moenie wanhoop in die Here nie, want selfs al wanhoop ons in ons lewe, hy sal ons nooit verlaat nie, hy bly altyd getrou, en hy sal jou gesond maak. Want deur jou swaar kry sal God jou gebruik, om juist daar dieselfde weg van verlossing vir ander aan te wys. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons vanoggend hier voor U kan staan met hierdie wonderlike getuienis. Dankie dat ons weet, ons hoef nooit in ons lewe te wanhoop nie, en selfs al doen ons, het U eie lewe in Jesus Christus nie gespaar nie, maar die sonde vernietig, sodat ons nooit hoef te wanhoop nie, sodat daardie weg van swaar kry wat ons stap, 'n einde sal kry, sodat ons kan weet, ons stap hierdie pad, en dit is nie 'n pad van aanhoudende swaar kry nie, maar daar is genesing. En ons wil U vra, dat U vanoggend elke seer hart sal genees, dat U elke bekommernis in die nek sal slaan, dat ons sal weet, U is met ons, dat U ons vertroos, dat ons soos wat Dawid gesê, dat U is ons herder, en ons sal niks kort kom nie. Wees dan ons herder en lei ons op die weg wat U met ons stap. Ons bid dit daarom nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sing tot eer van die Here as 'n antwoord op sy woord, saam as 'n lofsang, gesang 28. Gesang 28 gaan ons die eerste, die tweede en die derde vers sing. Nou, dis al drie die verse, gesang 28, vers 1, 2 en 3. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonder
Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.